By vandag se les gaan ons met die tweede letter van die alfabet werk. Eerstens sing jy die hele liedjie saam, die klas van A tot Z, die alfabetliedjie, terwyl leerders elke oggend met hulle vinger volg op die bord. Julle gaan nie glo hoe vinnig gaan hulle die alfabet ken nie. En dan is dit wat ons toevoeg elke week. Absoluut om die prentjie vir hulle in te kleer en die toepassing vir hulle te gee hoe om dit te gaan gebruik in woorde. So, as ons klaar die hele liedjie gesing het, nou soek ons die tweede letter van die alfabet en ons sing A, B, B. So, almal kan hoor, die naam van hierdie letter is dus B. Al die leerders saam bou nou die B op die onderste wit blok, want dit is die letter van die week. Ons herinner leerders daaraan dat al die groen letters in die alfabet word konsonante of medeklinkers genoem. Watter terminologie jy verkies is reg, maak net seker hulle is bekend met al twee name. Goed, nou staan al die leerders langs hulle tafel, want ons gaan motories met ons liggame oefen. Hoe werk die letter B en watter klank maak die letter B? Soos julle kan sien, maak die seun vir ons 'n sirkel. Die leerders gaan die spieelbeeld wees. So, die leerders gaan met hulle linkerhand 'n sirkel en die letter B vorm. Dit is die beweging. Onthou die seentjie op die skerm en die onderwyser is die spieelbeeld van die kinders. Daarom gaan jy dit met jou regterhand doen, maar die leerders doen dit met die linkerhand. As daar leerders is wat se links en regs nog nie vasgelê is nie, daar's baie graad eentjies wat hiermee sukkel. Maak seker jy sê vir hulle byvoorbeeld, die linkerkant, ons begin altyd links en dit is by die venster en ons eindig regs en dit is aan die deur se kant. Of as hulle 'n skoolwapen op hulle treie het, sê nou maar aan die regterkant, kan jy ook sê ons begin weg van die wapen tot gee vir hulle 'n leidraad in die klas wat vir hulle konkreet links en regs help onderskei totdat dit vasgelê is. So ons gaan nou almal saam sing en sê die letter B, dan maak ons die vorm van die B met ons linkerhand, sê B, vir bed. Die letter B, sê B. Kan julle hoor, selfde herhaling as met die A, eers die klank met die woord, om dit meer konkreet te maak, en daarna die letter B sê B. Nou kan julle ook vir hulle attent maak, dat in Afrikaans is ons klanke gewoonlik so turquoise kleurteeltjie. By die B is dit 'n grys teeltjie. En hierdie is so maklik, want in Engels en Afrikaans is dit presies dieselfde. Sodra jy 'n grys klankteel kry, beteken dit die klank en die assosiasieprentjie oorvleuel van die twee tale. Dis beteken dit, hierdie is net een dingetjie wat hulle moet memoriseer om beide tale baas te raak. So ons probeer ook baie meer kwaliteit tyd aan konsepte spandeer en nie herhaling van konsepte wat eintlik dieselfde werk oor en oor in die klas te doen nie, want ons almal weet dat klaskamertyd 'n baie groot uitdaging geword het in vandag se tyd. As jy na jou vingers kyk en jy draai dit om en sit dit plat op die bank neer, kan jy sien dat dit presies is hoe jy die letter B moet vorm. Dit is ook 'n vaardigheid wat ons gebruik en ons gebruik die woord bed. Omdat ons die D later gaan doen wat ons dan met ons regterhand vorm om vir leerders te leer as jy onseker is hoe om 'n letter te skryf. As jy B hoor, skryf dit met jou linkerhand, sit die hand op die blaai, sien watter kant toe gaan die boekmaagie en dan eers skryf jy jou letter. Dieselfde met lees. As leerders sukkel om B en D te onderskei, laat hulle motories hulle hand op die blaai neersit en vir jou bepalend te sê, dit is my linkerhand, ek lees van links na regs, so links is B en regs is D. En dan kan hulle die lettervorme van hulle hand gebruik om te bepaal watter een moet geskryf of gelees word. Ons hersien gou wat ons laasweek en hierdie week leer. Die letter A en almal bou hulle A, sê A. Herinner hulle terloops,
in 'n toelettergreep. Die letter B sê P. Die teel is grys want dit is dieselfde in Afrikaans en Engels. Nou gaan ons as klas saam woorde skryf op ons klankleerborde. B is 'n konsonant en daarom gaan jy sukkel om rymwoorde te kry. Daarom fokus ons vir die B op woorde wat met B begin. So ek wil graag hê ons moet almal saam bak skryf. Almal strek hulle arms uit en nou klap ons eers wat hoor ons in die woord bak. B op die skouer, A op die elmboog en K op die pols. B, A, K. Goed, kom ons skryf dit nou met ons klankteels. Die fasiliteerder hoef nie B en A te doen nie, want ons het reeds beide vir hulle geleer. Dis vir die leerder self. Die B, A gaan bou en ons help met K. Wat ons wel ook weet, A is ons kortklank, so hierdie gaan 'n toedeur woord wees. Nou skakel leerder self die B en die A om na 'n geskrewe letter en ons voeg net K by. Daar het leerders nou vir ons bak geskryf. Kan julle sien die vertraagde proses? Wees geduldig. Hoe meer woorde jy elke dag kan bou, hoe vinniger gaan dit vas lê en dit gaan vir langtermyn vas lê. Dit is nie net 'n paar geheuewoorde wat nou geleer word en oormode vergete is nie. Die volgende stap is om nou vir leerders woorde te laat lees. Onthou om in jou handleiding te kyk, jy gaan nie net een woord in 'n les behandel nie, jy gaan verskeie woorde doen met auditiewe en visuele diskriminasie. Daar is vir jou tabel opgetrek met woorde in. Die onderwyser of ouers skryf die woord bal op die bord en leerders kopieer dit. Selfs dit is 'n vaardigheid wat verlore geraak het. Leerders kan nie meer korrek van die bord af skryf nie. Met die bou is dit baie eenvoudiger as met skryf, maar dit is ook belangrik om reeds die oog-handkoördinasie en die op van die oog om te kyk en dan af te kyk blaai toe te oefen. So, daar staan nou bal. Nou gaan ons vir die leerders vra, ons wil hierdie woord lees. Hoe lees ons dit? Heel eerste moet hulle sien, dit is 'n geslote lettergreep. Dus bou hulle lettergreep tipe. Daarom gaan ons die kortklank van die A gebruik, dit is dus A. Kom ons bou saam en leerders kan die eerste twee onafhanklik doen, want ons het dit reeds eksplisiet behandel. So hulle moet gaan bou B, A en ons help met L. En dan klap ons saam, B, A, L, bal. En ons voeg die letters bymekaar om die woord te lees. En so gaan jy 'n hele klomp woorde op 'n dag oefen. Onthou ook, die volgende aktiwiteit kan wees manipulasie, en as ons nou kyk na die woord bak wat ons eers hanteer het en die woord bal, het ons net die K met 'n L vervang. Hier is dit jou diskresie watter letters jy wil vervang. Ek gaan hier by die eerste konsonant nog deur hierdie werk, dit is presies dieselfde vir al jou letters van die alfabet. Jou hele eerste kwartaal moet jy aan die einde van 'n week met die kinders die naam kan identifiseer van die letter, hulle met die bewegings met hulle hand links hulle B kan vorm, hulle met die klank beken, toe en oop lettergrepe gaan nie nou bepalend wees by konsonante nie. Waar dit wel ter sprake kom is wanneer ons met meervoude begin werk en leerders moet weet wanneer om die konsonante verdubbel, sodat jy die kortklank behou. So toedeure en oopdeure het nie direkte invloed op die uitspraak van 'n konsonant nie, maar dit het 'n invloed op die uitspraak van die vokaal. Hulle moet die B kan herken in woorde en hulle moet hulle leeskaart voldoende kan doen. Ons gaan nie al die leeskaarte bespreek nie. Die ritme is presies dieselfde, die hoëfrekwensie woorde is bo, dan is daar prentjies wat begelei met 'n paar sigwoorde onder. Dit is ook in jou PDF in verskillende groeperings vir jou gegee, so as jy flitskaarte wil maak, is dit 'n baie maklike uitdrukproses. En jy lamineer dit en jy knip dit uit en jy het lekker groot flitskaarte om
te gebruik in jou klaskamer. Ek het die flitskaarte uitgedruk, 4 in 'n landskapformaat, 4 op 'n bladsy en dit gelamineer en toe uitgeknip. Dan maak jy seker jy spandeer genoeg tyd aan lettervorming en ook jou sleutelbordaktiwiteit wat ons by die A verduidelik het. Ek gaan net vir tydbesparing nie elke les deurgaan nie. Julle kan al die inligting in die aktiwiteit en handleiding kry. Die aktiwiteitsboek vir die kinders het die lettervorming kaarte in en ook bladsye waar hulle kan oefen om die letters te vorm en die handleiding verduidelik presies ook hoe die sleutelbord gebruik word. Maak ook seker jy gebruik hierdie videomateriaal in samewerking met ons aktiwiteitspakkette wat beskikbaar is op ons webblad kids-spelling.com. Hierdie video het wel kopiereg op.